Welkom graad 7's by hierdie verkenningsreis. Vandag pak ons 'n fascinerende roete aan deur 'n absoluut unieke landskap, die Suid-Afrikaanse ekonomie. Dink bietjie daaraan as 'n reuse lewendige ekosisteem. Net soos in die natuur het ons ekonomie verskillende organismes, spesifieke habitatte en wette van oorlewing wat alles mooi in balans hou. As jy hierdie stelsel verstaan, is jy meer as gereed vir daardie eksamen wat voorlê. Reg, kom ons spring in. Ons roetekaart vir vandag is eenvoudig en doelgerig. Ons gaan 5 spesifieke gebiede verken. 1. Goedere en dienste. 2. Herwinning. 3. Ongelykheid en armoede. 4. Onderwys. En laastens, nommer 5. Volhoubaarheid. Kom ons begin dadelik met die eerste een. Afdeling 1. Goedere en dienste. Hier kyk ons na die heel basiese boustene van ons ekonomiese habitat. Dit bring ons sommer direk by vraag 25. Hier moet ons 7 tipes goedere kan klassifiseer, amper soos ons verskillende plant- of dierespesies in 'n stelsel sou identifiseer. Eerstens het ons natuurlike goedere, dinge wat ons direk uit die natuur kry, soos water of hout. Tweedens kry ons vervaardigde goedere, wat deur mense of masjiene aan mekaar gesit is, soos 'n skootrekenaar. Derdens is daar nutsgoedere, dinge wat vir die hele gemeenskap nuttig is, soos elektrisiteit. Dan kry ons luukse goedere, daardie lekker duur items soos 'n sportmotor wat jy beslis nie nodig het om te oorleef nie. Vyftens kyk ons na verbruiksgoedere. Dit word vinnig opgebruik, soos daaglikse kos of seep. En direkte teenstelling hiermee is nommer 6, duursame goedere, soos 'n yskas wat vir jare en jare sal hou. En laastens het ons kapitaalgoedere. Dit is die masjiene of gereedskap. Dink aan 'n massiewe oond in 'n bakkery wat besighede gebruik om ander produkte te skep. Elke tipe het 'n baie spesifieke rol. Vir vraag 26 verskuif ons fokus so effens van goedere af na dienste toe. Wat is nou eintlik die verskil? Wel, noodsaaklike dienste is absoluut lewensonderhoudend. Dit word hoofsaaklik deur die regering verskaf en die doel is nie om wins te maak nie. Jou primêre voorbeelde hier is staatshospitale, die polisie of openbare skole. Aan die ander kant kry ons nie noodsaaklike dienste wat in die privaat sektor val en wel deur wins gedryf word. Dink aan haarsalonne of fliekteaters. Jy kan definitief sonder 'n fliekteater oorleef, maar beslis nie sonder 'n hospitaal in tye van nood nie. Goed, wat doen produsente en in watter 3 sektore werk hulle? Dit is vraag 27. Produsente maak die goedere of hulle lewer die dienste en so vorm hulle die laag van ons ekonomiese voedselketting. Heel onder het ons die primêre sektor, dit is die ontginning van grondstowwe direk uit die aarde uit, soos mynbou of landbou. Dan skuif ons op na die sekondêre sektor wat daardie grondstowwe neem en dit in fabrieke in bruikbare produkte verander. En heel bo aan die ketting sit die tersiêre sektor. Dit is waar produkte verkoop word en dienste gelewer word, soos by die bank of in 'n winkel. Binne hierdie wonderlike web van interaksie vra vraag 28 'n baie eenvoudige vraag. Wie is die verbruikers? En weet julle wat? Die antwoord is ons. Ons, die alledaagse mense en huishoudings wat hierdie produkte en dienste koop. Ons is die organismes wat aan die einde van die ketting voed op dit wat die produsente in die stelsel ingebring het. Kom ons beweeg oor na afdeling 2, die rol van herwinning. Dit gaan alles daaroor om ons habitat gesond te hou. Vraag 29 is absoluut krities vir natuurbewaring. Noem die 3 R'e van herwinning en verduidelik elkeen. Dit vorm die lewensiklus van afvalbestuur in ons landskap. Stap 1 is reduce, oftewel verminder. Dit beteken doeteenvoudig dat ons minder dinge moet gebruik wat rommel skep. Stap 2 is reuse of herbenut. Dis wanneer ons 'n ou item weer gebruik in plaas daarvan om dit weg te gooi, soos om 'n leer roomysbak te was en as 'n kosblik te gebruik. En laastens, stap 3, recycle of herwin. Dit beteken ons stuur goed soos glas, papier en plastiek na fabrieke toe, sodat hulle splinternuwe produkte daaruit kan vervaardig. Dit is hoe ons seker maak die stelsel bly skoon en aan die gang. En om te wys net hoe effektief dit is, kyk na vraag 30. Watter interessante feit is daar oor die herwinning van net 1 glasbottel? Wel, as jy net 1 enkele bottel herwin, spaar dit genoeg energie om 'n 100 watt glooilamp vir 4 volle ure te laat brand. Dis ongelooflik, nie waar nie? Een klein aksie het 'n massiewe kettingreaksie op die behoud van ons energie. Nou stap ons na afdeling 3, ongelykheid en armoede. Ons gaan hier met 'n meer historiese lens na sekere klowe in ons stelsel kyk. Vraag 31 lei ons in, wat beteken die term sosio-ekonomiese wanbalans? Om dit eenvoudig te stel, dit verwys na die feit dat rykdom en hulpbronne in Suid-Afrika drasties onevenredig versprei is. In sekere gebiede is daar 'n oorvloed van rykdom en alles floreer, terwyl ander omliggende dele sukkel met tekorte en hoë vlakke van armoede.
So, wat is die oorsaak hiervan? Vraag 32 vra ons om die 4 omgewingsfaktore te noem wat hierdie wanbalanse dryf. Eerstens, geografiese verspreiding van hulpbronne. Mense trek natuurlik soontoe waar daar geld en hulpbronne is, soos Johannesburg wat in 'n goudstad ontwikkel het. Aan die ander kant, voor groepe soos die San en die Kalahari 'n moeiliker bestaan in 'n droë streek met min grondbronne. Tweedens kyk ons na die standaard van onderwys. Hoe beter jou onderwys, hoe makliker is dit om werk te kry. Maar die tipe onderwys is dikwels te ver en te duur vir mense in die platteland. Derdens, armoede self. As jy 'n laer inkomste het, het jy vanselfsprekend minder koopkrag vir goeie kos of gesondheidsorg as wat welgestelde gemeenskappe het. En laastens, toegang tot behoorlike gesondheidsorg. Privaat hospitale is oorwegend in stede gevestig, wat armer gemeenskappe dikwels afhanklik laat van landelike of staatsgerewe wat minder toegerus is. Om die volle prentjie te kry, kyk ons na die geskiedenis met vraag 33. Watter regeringswetgewing is vanaf 1948 ingestel? Die antwoord is die apartheidsbeleid. Histories het hierdie stelsel mense amptelik in verskillende rassegroepe geklassifiseer. Hierdie wetgewing het wetlik bepaal presies waar daardie spesifieke groepe mag woon, mag werk of selfs mediese behandeling en onderwys kom ontvang. Die effek hiervan was 'n massiewe sosio-ekonomiese wanbalans waarvan ons die gevolge jarelang steeds sien. Dit bring ons mooi by afdeling 4, die krag van onderwys. As ons die stelsel wil verbeter, is dit ons heel beste gereedskap. Vraag 34 vra direk: hoe het ongelyke besteding aan onderwys gedurende daardie jare van apartheid gewerk? Die historiese feite wys dat staatsbesteding buitengewoon onevenredig was. Daar is baie meer fondse en hulpbronne gerig na die onderwys van wit kinders in vergelyking met kinders van ander rassegroepe. Die kurrikulums wat geleer moes word was ook heeltemal verskillend en dit was vir baie kinders onmoontlik gemaak om in hulle moedertaal onderrig te word. En dit wys presies in vraag 35 wat 5 groot probleme van swak onderrig uitlig en hoe dit vandag deur die stelsel rimpel. Nommer 1. Ondergekwalifiseerde jong mense sukkel eenvoudig te veel om werk te kry, wat lei tot stygende werkloosheid. Nommer 2. Lae vlakke van opleiding onder die onderwysers self beïnvloed direk die kwaliteit van wat in die klas oorgedra word. 3. As dinge agteruit gaan, lei dit tot lae motivasie onder beide die kinders en die onderwysers. 4. Ons verloor uitstekende kundigheid as gefrustreerde of oorwerkte onderwysers besluit om na ander lande te emigreer. En 5. Leerders raak moedeloos en verlaat die skool baie vroeër as wat hulle moet. En wil julle sien hoe lyk dit in reële getalle? Vraag 36 sê vir ons, volgens data uit 2021 het 3% van 15-jariges en 9% van 17-jariges heeltemal die skool verlaat. En hier is die skokkende raming. Uit elke 100 leerders wat lank gelede in graad 1 saam begin het, gaan slegs 40 in matriek sit om al eindeksamen te skryf. Dit beteken 60 uit daardie 100 verlaat die skoolstelsel ergens langs die pad. Maar gelukkig, die regering is besig om nuwe sade te plant. Vraag 37 lys 8 spesifieke inisiatiewe om hierdie habitat weer te laat blom. Dit sluit in die bou van tegniese skole vir dinge soos loodgieterswerk, ekstra navorsing in noodsaaklike vakke soos wiskunde en wetenskap, skoolvoedingsprogramme sodat hongerkinders kan konsentreer, beter handboekvoorsiening en die reël van veilige leerdervervoer. Hulle bou ook splinternuwe skole, veg teen geweld en bendes op skoolgronde en fokus op noodsaaklike MIV-uitsopvoeding. Elkeen hiervan is 'n stappie nader aan 'n gesonder skoolomgewing. Om die groter historiese prentjie bymekaar te trek, kyk vraag 38 na die chronologiese tydlyn van wette wat voor 1994 strukturele nadele vir baie gemeenskappe geskep het. In 1913 het die Grondwet verskyn, wat besit van grond drasties beperk het. Toe, in 1926 was daar die Werkreserveringwet. Dit is in 1951 opgevolg deur die Bantu-Owerde Wet en net die volgende jaar in 1952 die Moedertaalwysigingswet. In 1953 was die impakvolle Bantu-Onderwyswet ingestel en later in 1966 is die Groepsgebiede Wet ingestel wat dikteer het watter rasse in watter spesifieke woongebiede mag bly of besigheid doen. Dit het 'n geweldige langtermyn effek op die uitleg van ons stelsel gehad. Wat my bring by ons laaste hoofstuk vir vandag, afdeling 5, oplossings en volhoubaarheid. Hoe herstel ons en hoe bou ons vir môre?
Vir vraag 39 en 40 hanteer ons die stedelike en plattelandse kwessies gelyktydig om 'n mooi vergelyking te tref. In ons stedelike oorwoude worstel ons met hoë lug- en waterbesoedeling, 'n verskriklike hoë lewenskoste, absolute oorbevolking in gebiede en natuurlik daardie nare verkeersopeenhoppings. Spring jy oor na die platteland toe, sien jy 'n hele ander stel uitdagings. 'n Gebrek aan basiese infrastruktuur soos steerpaaie, min openbare dienste soos byvoorbeeld goeie klinieke en 'n enorme tekort aan plaaslike werksgeleenthede. Twee verskillende wêrelde met unieke behoeftes. Vraag 41 vra dit wat ons die nodigste het om oorlewing te verseker. Wat is die definisie van volhoubare werkskepping? Die geheim sit in daardie een woordjie, volhoubaar. Dit is nie net 'n werk wat oornag verskyn en oor 'n maand weer weg is nie. Dit is werksgeleenthede wat bestendig en langtermyn is en terselfdertyd positief is vir beide die mense se beursies en die natuurlike omgewing rondom hulle. Dit is die reddingsboei vir ons ekonomie. En so as laaste leerpunt, vraag 42, noem 3 spesifieke maniere hoe ons hierdie volhoubare werkskepping kan bevorder. Nommer 1, ons moet ondernemerskap ongelooflik sterk aanmoedig, sodat mense gehelp word om al eie suksesvolle besighede te begin. Nommer 2, besigheidsuitbreiding. Help die besighede wat alreeds bestaan om te groei, sodat hulle nog meer hande kan aanstel. En nommer 3, die regmaak en opbou van infrastruktuur soos goeie hawens, kragtoevoer en paaie. Want as die stelsel en die infrastruktuur gesond is, kan die besighede daarbinne gedei. En daarmee staan ons aan die einde van hierdie opwindende eksamenvoorbereiding. Julle het nou die boustene verken, die groot klowe in die landskap ondersoek en gesien hoe ons besig is om oplossings vir die toekoms te bou. 'n Groot vraag aan julle, die toekomstige verbruikers, die eienaars en leiers van Suid-Afrika, is dit: hoe gaan jy eendag help om te verseker dat ons ekonomiese ekosisteem floreer? Gaan dink gerus daaroor. Ek hoop hierdie sessie het julle gehelp om die groter prentjie te sien. Baie sterkte met daai eksamen. Julle is 100% gereed daarvoor.